Dis vandag my voorreg om die 4de jaar wat die klimaatslim veeboer ambassadeur van Suid-Afrika aangewys word om met u daaroor te gesels. Nou, ek wil graag begin deur vir die mense net te sê, die veeboere daar buite te sê waarom Plaas Media begin het met hierdie projek om 'n klimaatslim ambassadeur vir Suid-Afrika aan te wys. Die Suid-Afrikaanse veeboer moes nog altyd deur al die jare die wisselvalligheid in die klimaat plus die wisselvalligheid in produkpryse en 'n groot klomp wisselvalligheid moes die boere nog al die jare baie goed bestuur het. Maar ons sit met 'n situasie op hierdie stadium waar die klimaat regtig geweldig wisselvallig word. En dit is 'n groot uitdaging vir veeboere om onder hierdie omstandighede nog altyd ekonomies en finansiëel suksesvol te boer. Maar die waarheid is ook dat daar is boere daar buite wat dit eintlik baie makliker reg kry as ander boere om hierdie wisselvalligheid en veral ten opsigte van die wisselvalligheid van die klimaat om dit te bestuur en hulle risiko daarvan so laag as moontlik te hou. En daarom het Plaas Media met die projek begin om sulke boere te identifiseer, sulke boere bekend te stel aan die res van die veeboere van Suid-Afrika. 'n Mens kry so dikwels die gedagte dat die veeboere van Suid-Afrika of 'n groot gedeelte van die veeboere van Suid-Afrika onder die indruk verkeer dat hulle eintlik niks aan hierdie wisselvalligheid kan doen nie. En dit is allermins die waarheid. Ons boere hoef nie op 'n mishoop te gaan sit en te sê ons kan tog niks daaraan doen nie, so hoekom sal ons nou daaraan steur? Daar is boere wat dit baie suksesvol die effekte daarvan versag op hulle boerderye, op hulle boerdery-ekonomie, op die finansies van hulle boerdery. Nou wat maak 'n klimaatslim ambassadeur? Wel, dis 'n boer wat die vermoë het om te integreer binne sy veldbestuur, binne sy kuddebestuur, binne sy geldbestuur, verskillende faktore te integreer om hom te help om hierdie wisselvalligheid van die klimaat beter te bestuur en die effek daarvan te versag. En dit is die rede hoekom ons daarmee begin het en dis ook die rede hoekom ons nog altyd na klimaatslim boere soek. Om 'n ambassadeur te wees, om vir ander boere te sê, dis hoe ek dit reg gekry het, miskien kan jy dit ook reg kry deur hierdie selfde pad te volg. Nou vir jare is die 4de jaar wat dit aangebied word en ons het verskeie aansoeke ontvang en uit hierdie aansoeke is 3 finaliste aangewys deur 'n paneel van beoordelaars wat myself insluit, die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard en die eienaar van Plaas Media, Lenet Lou. Nou, een van die finaliste het kort voor die finale beoordeling onttrek. So daar is net 'n finale beoordeling gedoen van 2 van die finaliste. En ek noem hulle alfabeties. Die een is meneer Stefan Becker van die Gordonia of die Appington distrik. Hy boer daar in die oostelike gedeelte van die distrik, naby 'n gegee wat bekend staan as Koupan. Nou, Stefan het ek besoek so wat 2 weke gelede op die plaas. Ek is vergesel van Koos Dupisani en ons het die finale beoordeling op die stadium gedoen. Wat uitstaan van Stefan, nommer 1 is jong boer, geweldig entoesiasties, geweldig passievol en 'n besondere goeie kuddebestuurder. Wat verder van hom uitstaan is sy kennis van kuddebestuur en sekere tegnieke wat hy toepas, soos byvoorbeeld om die serviksgrootte van diere en die posisie van die serviks te bepaal om ooe te kan selekteer wat maklik lam. Die tweede finalis wat ek en Koos Dupisani besoek het, was meneer Willie Storm. Hy boer so 15 km suid van Olifantshoek, ook in die Noord-Kaap. Nou, Willie is baie bekend by Suid-Afrikaanse en ook Namawiese boere. Wat uitgestaan by hom het, wat by hom uitgestaan het, is sy besondere vermoë ten opsigte van veldbestuur, sy baie goeie aangepaste beeskuddes en dan natuurlik die passie wat hy het rondom die beheer van verdigterbos.
Stefan Becker van die plaas Smalhoek in die Kalahari tussen Appington en Olifantshoek is een van die finaliste in die veeplaas klimaatslim ambassadeur kompetisie. En hy word vandag beoordeel deur Dr. Louis Dupisani. Maar ek het hom 'n bietjie voorgekeer om eers 'n bietjie meer uit te vind oor sy boerdery. Stefan, weerkundiges verwys dikwels na aardverwarming en klimaatsverandering, maar wat doen jy in jou boerdery om klimaatsverandering deel van jou plaasbedrywighede te maak? Kom ek begin eerstens om vir Veeplaas baie dankie te sê vir hierdie geleentheid. Ek dink dit is spesiaal vir jong boere en boere oor die algemeen om hulle kennis te verbreek oor spesifiek klimaatsbestuurspraktyk. Ons moet altyd begin by die grond. Die grond is die basis van die ekosisteem. Ons bestuur grond deur om diere te roteer. So die diere, ons praat van die gras herbivore roofdier konsep, waarin ons as mens basies die rol van die roofdier oorgeneem het. Ek neem die voorbeeld van die Serengeti in ag, 'n klomp leeu's agter 'n massiewe trop buffels oor die gras skuif. Hulle vreet die gras, hulle mis, hulle urineer en daai word opgeneem as deel van die ondergrondse voedselweb. Daai voedselweb ondersteun dan weer die graslewe vir die toekoms. So wat ons doen is ons het 'n rotasiebeweidingssisteem waar ek skaap en bees roteer. Ons idee rondom rotasiebeweiding gaan so 'n bietjie anderster lyk as ander gedeeltes van die land, want konteks is tog baie belangrik. Ek boer nie in die Oos-Vrystaat nie. Ek kan nie 500 koeie elke 6 ure skuif nie. Ek skuif elke 2 weke met troppe, maar my kampe is baie groter. So ek vermy uit en uit net tot op die minimum toe oorbeweiding, wat meer 'n funksie van tyd is as 'n funksie van dieregetalle. So ek het groot troppe diere wat ek roteer deur 'n stelsel om my grondhumus op te bou, sodat ek meer weerstandig gewees teenoor droogtes. Dan probeer ek my biodiversiteit soveel as moontlik lig. Nuwe grasspesies wat inkom net deur dit wat ek doen. Ek vestig nie sommer nuwe grasspesies nie. Ons het in die afgelope 2 jaar 3 nuwe spesies gesien wat ons nog nie gesien het nie. Ons probeer die inseklewe ook oplig, want hulle is tog half die drywers van fertiliteit in 'n ekosisteem. So daar is geen vegetariese ekosisteem nie. Daar is net ekosisteme wat deur diere gedryf word. Diere dryf fertiliteitsiklusse. So as jy dit reg doen, sekwestreer ons koolstof in die grond in. Daai koolstof raak deel van die ondergrondse voedselweb, wat weer die plantlewe ondersteun, wat weer die lewens hoorop ondersteun. En daarmee kan ons deur om beweidingspraktyke toe te pas, dieregetalle te verhoog, ons klimaat meer droogte verstaan en meer aanpasbaar maak teen die weerkragtige klimaatsverskynsels wat ons veral sien in die afgelope. Jy het nou 'n paar keer het jy nou verwys na die droogtes. Nou die Kalahari is bekend vir sy droogtes. Ek weet dit is nie vir julle iets snaaks nie. En vroeër jare het die veral ons ouer boere het sekere tekens in die natuur gehad wat vir hom 'n waarskuwing gegee dat hier kom droogtes en so en ek glo jy ken al daai tekens. Maar het jy 'n spesifieke meer wetenskaplike stelsel om vir jou te waarsku teen droogtes en hoe hanteer jy droogtes? Ek weet op die oomblik is glimlag ons almal breed want die Kalahari het goeie reën gehad en die veld is pragtig. Baie goeie reën. En maar ons weet daar gaan weer 'n droogte kom. Hoe hanteer jy 'n droogte wat jy weet op pad is? Ek leen maar baie swaar op deskundiges in die gebiede. Dr. Louis Dupisani het 'n boek uitgebring om droogte bestuur, wat ek amper asof 'n droogtebestuur Bybeltjie hanteer. Gelukkig is hy dun genoeg dat ek nie alles, maar ek het 3 metodes wat ek eintlik my amper as 'n voorwaarskuwingsmiddel gebruik. Die eerste ene
is ek het 'n langtermyn reënvalopname. My langtermyn reënval gemiddelde is so 231 mm per jaar en alles wat onder 200 val tel dan nou as 'n ondergemiddelde jaar en alles wat bo 260 val tel as 'n bo gemiddelde jaar. So ek merk dan nou 3 jaar gemiddeldes, vat ek dan nou sê nou 2017, 18 en 19. Ons gaan nou in 2020 in en ek kyk, okay. Vir daai 3 jaar het hy onder die langtermyn gemiddelde gereën. Dan gaan ons in 2020 in en hier teen Junie maand kyk ek weer, as hy onder die gemiddelde, op die gemiddelde, bo die gemiddelde, as hy onder die gemiddelde is, dan vergelyk ek dit met infrarooi satellietkaarte wat ons deur Dr. Christian Harmse by die Landbou Navorsingsraad, hy skenk vir ons daai infrarooi kaarte wat ek dan nou kan vergelyk maand op maand van die spesifieke jaar. Willie Storm van Olifantshoek het nie baie bekendstelling nodig nie. Almal weet al dat hy is 'n man wat saam met die natuur werk en saam met die klimaat werk en klimaatsverandering is nie vir hom iets snaaks nie. Hy is ook vanjaar een van die klimaatslim boere of finaliste van die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur kompetisie. Vandag kuier ons 'n bietjie by hom op sy plaas waar hy beoordeel word deur Dr. Louis de Pisani. Willie, jy is bekend vir volhoubare ontbossing en jy het baie sukses daarmee behaal. Hoe het jy dit reg gekry om in die goeie jare en in die slegte jare goeie resultate te kry? Koos, ja, dit is maar 'n geval van jy moet maar hierdie ding begin en jy moet glo aan dit en jy moet glo in die proses en jy moet jou maar self motiveer want dit is nie 'n maklike proses nie. So ja, goeie jare moet jy tot jou voordeel gebruik om vorentoe te gaan. Dis maar wat ek altyd sê want ons reënval is ongelukkig te wisselvallig hierso. So goeie jare moet jy gebruik om vorentoe te beweeg en dan nou gemiddelde en ondergemiddelde jare moet jy poog om net ten minste daar te bly waar jy is en dat jy nie te ver terugsak nie. En dan die moment wat jy weer in 'n beter siklus inkom, jy weet dan probeer jy om weer daai 3 of 2 vorentoe te gaan en ek wil maar sê dis maar waar my sukses het maar lê, jy weet, deur die produksie na te jaag in tye wat dit abnormaal goed gaan nie, maar om dan nou maar eerder konservatief te wees en met my weidingsbestuur, jy weet, nie produksie na te jaag om lekker vet en swaar diere te hê nie, want dit is maar die versoeking en eerder maar hulle op plekke te sit sodat jy nou plekke wat bietjie onder stres is of so, jy weet, daai ekstra geleentheid te gee vir soveel langer rus en so aan. So ek dink dit is maar deel van die kopskuif wat ek gemaak het en moes maak. Ja. Nou sê vir my, het jy enige meetbare instrumente wat jy kan bepaal of jy suksesvol is of nie? Koos, ja, dit is moeilik om te sê, jy weet, sukses is 'n ding wat elke ou anders te definieer en so aan. Maar ja, om op 1 op 21 per grootvee eenheid te kon boer na 1 op 5 toe. Huidiglik is ek so 1 op 6.6. My reën het baie laat gekom, so ek bedoel, ek dink dit kan 'n ou toeskryf as sukses en so aan. En net die feit dat ons boer maar in 'n semi-woestyn. Jy weet, dit is nie maklik nie. Die reënval is ongelooflik wisselvallig. Ek het eers die 1 Maart my eerste reën gehad, 15 kilos van hier af noord. Het die ouens al die 25ste Desember, Kersdag, het hulle al 100+ millimeter gehad. So ek het absoluut daai droogkol geslaan. So dit is die realiteit waarmee ons sit en ek dink dit gaan verander nie. Dit gaan net al hoe meer raak, jy weet. Die was nou die dag 60 Namibiese boere by my gewees en dit was maar my boodskap aan hulle. Probeer julle veld so goed as moontlik te kry, laat dit in 'n klimaksfase is, dan het jy letterlik 'n maand nodig as jy voldoende reën. Ek wil nou sê, as jy dan so oor 'n bestek van 2 weke 50+ millimeter kry wat mooi opvolg,
dan het jy 'n maand 6 weke nodig dan jou veld volledig uitgegroei en dis wat ons nou hier so sien. Van 1 Maart het ons vir 2 weke reën gekry, mooi opgevolg, weggebly. En toe nou eers weer die 1 April, weer vir 'n week reën gehad en toe het hy weggebly. So ek is op groot dele is ek ondergemiddeld, maar ek bedoel dis die mooiste wat jy hom wil hê. Jy kan hom nie vir mooier vra nie. So ja, ek dink jy kan dit as deel van sukses meet en so aan. Maar ja, jy moet volhoubaar wees. En ek dink dis maar die kern waarna toe ons streef, wat ek poog om na te streef. As jy nou kyk jou klimaat slim boerdery metodes het sekere vorme en jy baie sukses behaal soos wat jy nou sopas ook gesê het, maar het jy 'n manier wat jy na 'n volgende vlak toe wil gaan of bly jy by jou patroon wat jy ontwerp het en jy staan daarby? Ja, Koos, jy's nooit te oud om te leer nie, en soos ek sê, jy leer elke dag, jy weet, al is dit net ouens wat jou kom besoek, jy weet. Een ou in ons studiegroep het altyd gesê, jy weet, al sien jy net wat moet jy nie doen nie, dan het jy ook baie geleer. En so ja, my strewe was maar hier rondom 2014-15, toe sê ek, jy weet, as my veld net na daai vlak toe kan beweeg, dan gaan ek happy wees met die klomp dooie bosse wat verdwyn het en so aan, dat jy kan daai grasvlakte sien en so aan. En toe ek daar kom, toe besef ek, ja, the sky is the limit, verstaan jy? Toe begin daai beloning sommer so halfself terug te betaal en so aan. So die moment wat daar 'n goeie jaar is, dan gaan jy sommer 4 tree vorentoe, verstaan jy? Ja. Nie dat jy noodwendig baie goed addisioneel gedoen het nie. Maar ek dink wat ook belangrik is om te sê, jy weet, ek is maar 'n ou wat hou daarvan om te eksperimenteer. Niks is vir my gegiet nie, verstaan jy? Ek glo in my plan, die basiese struktuur is daar so. Na ons besoek is daar weer hierdie selfde paneel van 3 persone, myself, Dr. Lombard en Lenet Lou, het weer gekyk na die finale punte toekenning en daaruit is 'n wenner aangewys. Ek wil net noem dat daar in die eerste week van Augustus 'n boeredag aangebied sal word by die wenner op sy plaas, waar boere kan kom. Hulle sal nie na 'n groot reeks van sprekers luister nie, hulle gaan net na die wenner luister. Die wenner gaan ons na sy veld toe vat, hy gaan ons na sy kuddes toe vat, hy gaan ons vertel presies hoe hy dit regkry om die klimaat baie beter te bestuur, om sy risiko te verlaag en die effek van hierdie geweldige wisselvallige klimaat op sy boerdery te versag. En dit is vir my 'n besondere voorreg om 2025 se wenner aan te kondig, en dit is Willie Storm van die plaas Elliesrus in Olifantshoek. Baie geluk, Willie.